Soos jy weet, jy kry reg aan die begin van die week jou regsadvies van Burden Swart en Botha Prokureurs net hier op Groot FM. Burden Swart en Botha Prokureurs gesels elke maandag hierdie tyd, so luister oor verskeie regskwessies. Burden Swart en Botha Prokureurs, we take the burden out of your legal work. Hallo Andrew. Hallo Riva. Hallo Andrew. Hallo Kevin. Welkom terug hier in die land van die soutmyne. Baie dankie. Jy daar's daar in die paradys gewees, nou is jy weer terug by die weg. Ja, ek was so 'n bietjie in Mosambiek gewees. Ja, nee, lekker. Baie lekker, ja. Waaroor gesels ons, Andrew? Vandag praat ons 'n bietjie oor die eiendomsagent se regte op kommissie. Jy weet, as jy 'n huis of woonstel of townhouse wil verkoop, selfs 'n plaas, dan gee jy mos vir 'n eiendomsagent om vir jou te bemark. Nou, eiendomsagente, jy gee of 'n oop mandaat, of jy gee 'n alleen mandaat, jy kan selfs 'n dubbele mandaat gee. Oop mandaat is dat jy vir 'n klomp eiendomsagente die reg kan gee om die huis te verkoop. Alleen mandaat is dat jy net vir een agent die huis gee om te verkoop. Dubbele mandaat kan 2 agentskappe saamwerk en hulle kan jou huis verkoop. Maar nou ja, uit die aard van die saak werk daai klomp mense nie verniet nie en hulle wil gewoonlik hulle geld hê wat vir die werk wat hulle doen, synde kommissie wat hulle verdien. Ja. Nou, jou mandaat is die kontrak wat jy met die agent of die agentskap aangaan, wat die terme en voorwaardes bevat, waarop hulle die eiendom moet bemark. Okay, so, as ek nou 'n agent aanstel om my mansion ek jok, hoeveel kommissie moet ek dan vir daai agent betaal? Wie bepaal daai bedrag? Riva, daar's nie 'n vasgestelde bedrag of 'n voorgeskrewe bedrag of persentasie wat jy moet betaal nie. Okay. Dit hang suiwer af van jou onderhandelinge wat jy het met die eiendomsagentskap en ten tye van die gee van die mandaat. Ek weet daar is sommige agentskappe wat aandring daarop om 'n sekere persentasie van die koopprys as 'n kommissie te kry en daar's ander weer wat 'n sekere bedrag soek. Dis hang suiwer van die onderhandelinge af. Die verkoper kan besluit watter bedrag, byvoorbeeld, jy kan besluit watter bedrag jy as netto wins wil hê. Met ander woorde, jy soek vir jou huis 2 miljoen rand, jy sê vir die agent, luister, ek soek 2 miljoen in my sak. Daarmee betaal jy verband af en as daar oor is dan jy jou wins. As hy die huis vir 2,2 miljoen rand verkoop, dan bring hy 'n koopkontrak na jou toe en die koopkontrak bepaal 2,2 miljoen rand en dan hy gewoonlik die kommissie ooreenkoms wat hulle aanheg wat dan sê, maar reg, hy kry 200,000 rand, sy ooreengekome deel wat hy bo die 2 miljoen rand het en jy kry dan die 2 miljoen rand word dan aan jou oorbetaal. Maar jy kan op enige basis met die agent ooreenkom hoe sy kommissie bereken moet word. Dit is tog nou suiwer kontrakte reg, daai kontrak is geldig wat jy met die agent sluit. Okay, as die eiendom verkoop is, dan wanneer moet die agent se kommissie betaal word en deur wie moet dit betaal word? Ja, eerstens alvorens 'n eiendomsagent kommissie mag eis, moet hy geregistreer word by die Raad van Eiendomskapsaangeleenthede. En daar kry dan, hy word uitgereik met 'n geldige getrouheidssertifikaat. Nou hierdie getrouheidssertifikaat moet hy hê alvorens hy as eiendomsagent kan werk en opereer en hy moet hom hê as hy wil kommissie eis. As hy nie in besit van 'n getrouheidsfonds sertifikaat is nie, dan kan hy nie kommissie eis nie. En as hy nie geregistreer is nie, dan mag dit wees dat hy ook krimineel vervolg kan word. Nou, dit geld vir persone wat optree as eiendomsagente. Ek praat nie nou van die toevallige verkoper, jy sit iewerster by 'n partytjie, jy weet dat Kevin wil sy huis verkoop, hy soek 1 miljoen rand daarvoor, en iemand sê vir jou, man, hy soek 'n huis, is Kevin sin, jy bel gou vir Kevin, jy sê, luister, as ek jou huis vir 1,1 miljoen rand gaan verkoop, gaan jy vir my 100,000 rand gee. En hy sê reg, en dan sê hy vir die ou, luister, ek kan vir jou die huis wys vir 1,1 miljoen rand, en daar word 'n kontrak gesluit, dan is jy geregtig as 'n toevallige verkoper op daai 100,000 rand. Nou, die agent is geregtig op sy kommissie, sodra die mandaat voltooi is. Met ander woorde nie uitgeskryf nie, sodra die voorwaardes van sy mandaat voltooi is. Dit sal gewoonlik wees wanneer daar 'n bindende kontrak gesluit is en aan al die opskortende voorwaardes van daai kontrak voldoen is. Die opskortende voorwaardes gewoonlik dat die
koper moet 'n lening kry binne 'n sekere tydperk. Nou dit kom in wese daarop neer dat die oomblik as die koper die lening gekry het, dan kan die agent sy kommissie eis, maar dit gebeur in die praktyk nie so nie. Sy kommissie word eers uitbetaal wanneer die oordrag afgehandel is. Ja, Yes. dit maak sin. Ja. Maak sin. Okay, laaste vraagie net voor ons jou laat gaan. Ons het nou nog gepraat van meer as een agent. Sê nou daar is nou meer as een agent wat werk op die eiendom. Albei maak nou aanspraak op kommissie. Wie bepaal watter een van die agente kry dit? Dis Ons trek haar en ons veg daaroor. Dit Ja. is iets wat baie dikwels gebeur. Ja. Dis al verskeie kere wat ons howe moes beslis het, wie is geregtig op die kommissie. Onthou dat dis nie altyd maklik om dit te bepaal nie, want dit is nie altyd maklik om vas te stel presies watter agent het watter werk gedoen daaraan nie. Die vraag wat gevra moet word is watter agent was die effektiewe oorsaak van die verkoop? Ja. Met ander woorde, om dit anders te stel, watter agent het 'n gewillige koper aan die eiendom voorgestel wat in staat was om die eiendom te koop, the willing and able buyer. Nou die interessante deel daar is dat hy moet hom aan die eiendom voorstel, dus jy as verkoper weet nie eers noodwendig watter koper het na die huis kom kyk of watter voornemende koper het na die huis kom kyk nie. Ja. Nou daar is 'n saak, dis die Wakefields Real Estate versus Attree saak, waar 'n verkoper alleen mandaat aan 'n agentskap gegee het. En toe kom 'n ander, maar hy het nie vir die ander agente gesê hy het alleen mandaat gegee nie. Toe kom daar 'n ander agent wat 'n koopkontrak na hom bring, 'n billike prys en hy teken daardie kontrak en hy aanvaar toe nou daai persoon se aanbod. En die agentskap Wakefields Real Estate wat nou die alleen mandaat gehad het, vat hom te hof toe. Hulle sê luister, ons het werk ingestudeer en ons het bemarking gedoen daarvoor en die Appelhof het eventueel besluit dat die verkoper moet dubbele kommissie betaal. Sure. Ai, Jy moet nou. oppas as jy gaan en jy gee agent 'n mandaat en dan moet jy seker maak dat daar nie iemand anders dat die agent, laat ek dit anders stel, dat die koper, die koopkontrak wat vir jou gebring word deur 'n agent, dat daar nie 'n ander agent was wat die koper aan jou eiendom voorgestel het. nie. Nou wat jy normaalweg doen, en dit is nog 'n belangrike klousule wat die agentskappe nie altyd in hulle kontrakte het nie, is 'n klousule wat byvoorbeeld waar die koper verklaar dat hy is nie deur 'n ander agent as die een wat hierdie kontrak nou gebring het na jou aan die eiendom voorgestel nie. En as dan gee hy ook 'n vrywaring aan die verkoper vir aanspreeklikheid van kommissie as hy deur 'n ander agent aan die eiendom voorgestel het. Dis 'n goeie beleid om te volg, is maak seker dat die agent wat die kontrak na jou toe bring, dat dit die enigste agent is wat gewerk het met daai koper op daai eiendom. Nou Andrew, is baie interessant elke keer as jy met ons gesels en goed, tyd ons ingehaal, sê gou vinnig, waar kan ons jou in die hande kry? My e-posadres is andrew@aburden.co.za en die kantoornommer is 012 346 3554. Fantasties. Andrew, altyd lekker om met jou gesels. Ons gesels volgende week weer. Ja, baie dankie julle. Andrew.